Vertroue is noodsaaklik vir enige gesonde verhouding. In die huwelik groei vertroue wanneer elke egmaat se dade en reaksies voorspelbaar, onbaatsigtig en daarop gemik is op die algemene goeie. Hoe meer tyd 'n paartjie saam spandeer, hoe beter verstaan hulle mekaar. 'n Konstante en 'n sterk persoonlike koneksie is noodsaaklik om vertroue te bou en te behou. Paartjies wat dus soek na 'n gesonde huwelik, mag gemak, finansiële gewin of professionele geleenthede opoffer om by mekaar te bly. Net soos wat vertroue noodsaaklik is in menslike verhoudings, is vertroue ewe belangrik in ons verhouding met God. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6. Geloof ontwikkel ook deur koneksie met God en 'n gewilligheid om enigiets op te offer wat daardie verhouding mag verhinder. Een area waarin ons geloof getoets word, is om te gee. In die wêreld waar die lewenskostes aanhou om te verhoog, neem dit geloof om aan God terug te gee wat regmatig syne is. Sonder geloof mag diegene met 'n beperkte inkomste dit moeilik vind om te gee. Maar geloof vertrou God se woord en glo in sy betroubaarheid en beloftes. In Maleagi nooi God ons om hom te toets deur tiendes en offergawes na sy skathuis te bring. Dan sê God, en beproef my tog hierin, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Maleagi 3 vers 10. Wanneer ons ook al gee, demonstreer ons geloof in God en sy beloftes. Wanneer ons gawes terughou, mag dit 'n gebrek aan vertroue in hom aandui, dikwels as gevolg van uitskakeling van geloof. Oorweeg dit vandag om u geloof in aksie te sit, deur gereeld u tiende en persentasie gebaseerde offergawe terug te gee, wanneer u ook al 'n inkomste ontvang. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.